Ons lewe in 'n wêreld wat ewig veranderend is. Dink maar aan jou foon waarop jy dalk hierdie video nou kyk. Toe jy jou foon gekry het, was dit dalk die beste een op die mark gewees. 6 maande later het daar 'n nuwe model uitgekom en is jou foon eintlik gesien as oud. Dis die wêreld waarin ons lewe. Dinge verander elke dag omtrent. Ons as mens gaan deur 'n klomp veranderinge in ons lewe soos ons groter en ouer word. Maar as ons praat oor verandering, dan moet ons ook na die skrif kyk. En ons kry in die skrif 'n voorbeeld van 'n ander tipe verandering. Ons lewe in 'n ewig veranderende wêreld. In die skrif kry ons 'n ewige verandering wat plaasvind. Dink maar aan Paulus, as ons in Handelinge lees, hoe Paulus se lewe kom totaal en al verander het. Hy was daar toe Stefanus gestenig is. Hy het die vervolging van die kerk begin. Hy het briewe bymekaar gemaak van die magte van daardie dag om Christene te vervolg. En op 'n stofpaadjie ontmoet hy vir Jesus en sy lewe word vir ewig verander. Hy word 'n nuwe mens. Hy skryf 13 briewe wat ons in die Nuwe Testament kan kry. Hy het sekerlik een van die grootste invloede na Jesus op die verspreiding van Christendom. Paulus kom en hy wys vir ons, wat beteken dit as ons sê ons word verander deur Christus. Die ou dinge is verby, die nuwe lewe het gekom. En vir jou en my vriende is dit 'n uitdaging. As ons sê ons is gelowiges, as ons sê ons is Christene, ons is kinders van God, dan sê ons lewe lyk anders. Ons is verander deur dit wat Christus vir ons kom doen en gee het. Maar dan moet daardie lewe ook anders lyk. Dan moet ons anders optree teenoor ons medemens. Dan moet ons anders dink in ons gedagtes oor dit waarmee ons besig is. Want op die ou end is ek en jy geroep om net soos Paulus die evangelie te verkondig, om net soos Paulus uit te gaan en ons medemense lief te hê. En dit beteken nie dat dit gaan altyd maklik wees nie. Dit beteken nie dit gaan altyd goed gaan nie. As ons kyk na die lewe van Paulus, dan sien ons hy het deur so baie moeilikheid gegaan. En selfs oomblikke waar hy in die tronk gesit het, honger en koud en alleen, het hy daardie geleenthede gevat om aan sy medegevangenes en ook die wagte die goeie nuus van Jesus Christus te deel. Dis ons uitdaging, vriende, wat ons elkeen moet opneem. Is jy bereid om te sê ek is 'n veranderde mens en daarom verkondig ek die liefde van Jesus? Mag jy besef dat in jou is dieselfde gees, die gees van God, die een wat jou roep om te sê ek is veranderd, ek is 'n nuwe mens en ek gaan die wêreld vertel van die liefde van Jesus Christus. Mag jy 'n wonderlike week verder hê.